Goeiemôre broers en susters. Welkom in die erediens vanoggend. Dis 'n voorreg altyd om hier te wees, om saam te kan luister met medebroers en susters na die woord van die Here. Ons begin met 'n toetrede lied, vonk 234 verse 1, 2 en 3 en dan bly ons staan vir die foto in die seën. En dan is ons lofsang daarna gesang 191 verse 1, 2 en 3. Geliefdes, die Here roep ons as sy gemeente vanoggend byeen met die woorde: iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Oh
Kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Almagtige God, ons wat klein en nietig is, staan vanoggend voor U, Here, diep afhanklik van U, eintlik nie eers waardig om U kinders genoem te word nie, want ons is so dikwels ongehoorsaam en volg ons eie kop. Maar by dit alles ken ons U ook as 'n God van liefde, 'n God van genade, en 'n God wat hom ontferm oor sy kinders. Daarom, Here, kom ons na U toe vanoggend, en ons vra dat U ons genadig sal wees. Ons waag dit in U teenwoordigheid vanoggend, Heer, want ons is klein en nietig en U is die almagtige, gans andere God, die heilige en die sondelose. Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat ons met sekerheid kan weet ons behoort aan U. U het ons U kinders gemaak en aan ons die reg gegee dat ons U ons Vader mag noem. Sonder U, Here, kan ons nie leef nie, kan ons nie bestaan nie, kan ons niks aanpak en niks ook eers beplan nie. Daarom vra ons dat U die lof en die dank wat ons vanoggend aan U bring sal ontvang. Dit kom diep uit ons harte, Here, en dit is opreg. Dankie dat U by ons is, dat U ons seën. Pad van die lewe, elke tree saam met ons loop. Maar nie net saam met elkeen van ons eie nie. Maar dankie dat U ook die pad, elke tree saam met hierdie gemeente loop. Dankie dat U hierdie gemeente ook seën, Here. Dat U mense gegee het hier, wat bereid is om te werk, om op te offer, terwyl hulle weet, dis nie vir hulle self nie, dis vir U en U koninkryk. Dankie dat U ons geroep het, en dat U vir ons die krag gee om op U roeping te kan antwoord, en te werk in U wingerd. Wil U dit nou stil maak in ons, Here? Maak ons harte ontvanklik vir U woord, en help ons om mooi te luister vanoggend, wat U vir elkeen van ons wil sê. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons skriflesing is vanoggend uit Johannes hoofstuk 15. Ons gaan die eerste 8 verse van die hoofstuk lees, en dit het die opskrif, die ware wingerdstok. Jesus is dan aan die woord hier. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is.
Ons lees tot sover: 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Broers en susters, kom ons sing saam voor die prediking uit Vonk 202. Ons sing dit 2 maal deur en dit is dan ook 'n gebed waarin ons vir die Here vra om met ons te praat tydens hierdie erediens. Vonk 202 en ons sing dit 2 maal deur. Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Broers en susters, wanneer ons geloof in God bely, dan sê ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde. Ons bely dus dat God alleen geskep het. En dit is belangrik dat ons God wat geskep het en die manier waarop hy geskep het op 'n sekere manier sal verstaan. Wanneer ons bely dat ons glo in die Skepper God, dan sê ons daarmee nie net dat God op 'n tyd geskep het en toe alles klaar is, toe los hy dit nie. Nou is hy klaar daarmee nie. God het nie alles geskep, daarna gekyk en gesê dat dit goed is, en nou laat hy die hele skepping aan sy eie lot oor en alles moet maar van self gebeur nie. Hierdie gedagte is op 'n keer mooi beskryf toe iemand gesê het, toe God geskep het, was dit nie soos 'n horlosie wat hy opgewen het en gelos het dat dit op eie tyd aftik totdat die veer pap is nie. Daar lê dus baie meer agter die feit of agter die geloofsuitspraak om te sê dat God geskep het. In die sin dat ons ook kan bely God is deel van sy skepping. Hy is steeds betrokke in sy skepping. Hy het definitief nie net alles geskep en toe weggegaan nie. Hy herskep ook.
Hy maak ook die dinge wat hy miljoene jare gelede geskep het, weer nuut. Ek en jy beleef dit, hoe God herskep, hoe hy nuut maak. Vanaand sak die son, dit word donker en die dag is verby. Dit word nag en môreoggend dan het die son weer opgekom. God het vir ons 'n nuwe dag gegee. Hy maak ons wakker en hy laat ons opstaan om die begin van hierdie nuwe dag te kan beleef. Hy het nog 'n dag tot ons lewens toegevoeg. 'n Dag waarin ons kan gaan leef en hom kan eer. Hoeveel keer het jy nie al wanneer iemand moedeloos is, so 'n persoon probeer troos met die woorde, môre skyn die son weer. Môre is alles weer nuut. Die psalmdigter sê, God se genade en sy ontferming is elke môre nuut. Ons troos mekaar so, want ons wil die boodskap by die ander uitbring. God gaan dinge vir jou beter maak. Hy gaan dinge vir jou nuut maak. Seisoene verander. Die winter begin, blare val van die bome af, die veld is vaal. Op sommige plekke is die veld pikswart gebrand. Wat gebeur 'n paar maande later? Ons sien hoe die groen weer aan die bome begin uitloop. Ons sien hoe die groen uitkom tussen daardie swart gebrande gras. En daar sien 'n mens onmiddellik die belofte van nuwe lewe. Kort voorlank is die bome oortrek met blare. Die veld is groen. En ons sien hoe daardie belofte van nuwe lewe weer waar geword het. So broers en susters, is daar sekerlik nog 'n klomp voorbeelde wat ons kan opnoem waar ons elkeen kan sien hoe God elke dag nuut maak. Maar dis nie alwaar hy dit doen nie. Hy maak ook my en jou lewe nuut. Hy gee vir my en jou elke oggend 'n nuwe dag. Hy maak egter nie net dinge om ons nuut nie, maar onsself. Hy maak van ons nuwe mense. Om te weet hoe God dit doen en wat dit beteken om te sê dat hy van my 'n nuwe mens maak, moet ons eers mooi hoor waar dit begin om nuut te word. En dit verduidelik Jesus met 'n gelykenis wat hy vertel van 'n wingerd. Ons het dit gelees nou net uit Johannes 15. En wanneer Jesus hierdie gelykenis begin vertel, dan doen hy dit so 'n bietjie anders as wat hy meeste van sy gelykenisse vertel. In ander gelykenisse vertel Jesus 'n storie of gebruik hy 'n beeld en dan laat hy dit oor aan die mense, aan sy gehoor, om te besluit met wie in hierdie gelykenis assosieer jy jouself. Aan wie ken jy watter rol toe? In Johannes 15 is dit asof Jesus direk met die deur in die huis val. En dan sê hy onmiddellik, wie is wie in hierdie gelykenis? Hy begin by homself. Ek is die ware wingerdstok. My Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elke loot wat vrugte dra, snoei hy reg. Julle is reeds reg gesnoei. En daar hoor ons eintlik die hele gelykenis. Jesus stel homself in hierdie gelykenis bekend as sy Vader of as die een
wat 'n verhouding het met sy Vader in die hemel. Hy sê ook vir sy hoorders, nie so direk dat hulle dit dalk verstaan nie, hy laat hulle 'n bietjie dink, dat hulle die lote is. Hy sorg dus met die manier waarop hy hierdie gelykenis vertel, dat hulle wat dit hoor nie sal twyfel, of sal wonder, wat hy bedoel met hierdie gelykenis nie. Hy is reguit en duidelik. Julle wat die lote is, julle moet vrugte dra. En dit kan jy nie op jou eie doen nie. Nou verduidelik Jesus dit met die woorde, julle moet in my bly, en ek in julle, want 'n loot kan nie uit sy eie uit vrugte dra nie. Om te kan vrugte dra, moet hierdie loot vas wees aan die wingerd. As dit nie die geval is nie, dan is daar geen manier waarop hierdie loot die voeding en daardie lewegewende groeikrag uit die wingerd uit kan kry nie. Dit is soos wanneer jy 'n elektriese koord van 'n toestel afsny en die een deel gaan inprop by die muur en aanskakel, maar niks wil werk nie. Dit kan nie, want dit is nie meer vas aan sy kragbron nie. As jy afgesny is van die wingerd, dan kan jy nie vrugte dra nie. As 'n loot wil vrugte dra, en nie aan die wingerd is meer nie, wanneer hy nie meer van die wingerd af gevoed word nie, dan verdroog so 'n loot. En 'n droë loot is dan, juis omdat dit verdroog het, die ideale hout om mee vuur te maak. En wanneer Jesus hierdie beeld gebruik, dan bedoel hy nie werklik dat iemand wat van die wingerd afgesny is, die ewige straf gaan ervaar, en lyding gaan ervaar en gaan brand in die hel nie. Al wat hy hiermee wil sê, is dat iemand wat nie aan hom vas wil wees nie, of deel van hom wil wees nie, of wil hê dat hy deel van jou lewe moet wees nie, dat so 'n persoon eintlik glad nie 'n toekoms het nie. Jesus bevestig hierdie gedagte ook in Lukas 9 vers 26. Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom, bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat julle gehoor het. Dit is die vrugte wat 'n loot vas aan die wingerd behoort te dra. Jesus se disippels was dag en nag by hom. Hulle het na hom geluister. Hulle het by hom geleer. Hulle het gehoor wanneer hy ander mense geleer het. Hulle was by met elke strydgesprek wat daar was tussen Jesus en die Fariseërs, die skrifgeleerdes of wie ook al, en hulle het gehoor wat antwoord Jesus. Hulle het daaruit geleer. Hulle het so baie dinge saam met Jesus beleef, wat spesiaal was. Hulle was saam met hom op die berg, toe sy klere spierwit geword het, en Moses en Elia ook verskyn het. Hulle het sy wonderwerke gesien. Die disippels was dus die ideale mense om Jesus se werk voor te sit na sy dood. Hulle het eerstens gesien hoe iemand leef wat gehoorsaam aan God is. Met hierdie gelykenis sê Jesus dus vir sy disippels om te gaan vrugte dra. Gaan lewe soos wat ek gelewe het. Gebruik my as die voorbeeld van hoe God wil hê julle moet lewe. Maar onthou,
jy kan dit nie doen. As jy nie vas is aan my, en ek nie deel is van jou lewe nie. Alleen so, met my as deel van jou lewe, kan jy 'n nuwe mens word. En kan God jou as 'n instrument gebruik, om ook iemand anders se lewe nuut te maak. Wanneer jy vrugte dra, dan maak jy die heerlikheid van God sigbaar. En help julle dat hy verheerlik word. En wanneer julle dit doen, dan sal die wêreld julle erken as my disippels. Dan sal die wêreld raak sien dat julle my volg, dat julle by my geleer het, en dat julle nie gaan doen wat die wêreld wil hê julle moet doen, of van julle verwag nie. Met 'n loot wat aan die wingerd vas is, sê Jesus dat daar 'n verhouding tussen hom en mense moet wees. 'n Verhouding waarin 'n mens elke dag poog om gehoorsaam aan God te leef en besef dat jy leef uit diepe afhanklikheid van God. Sonder hom kan jy nie. Die voorbeeld van so 'n verhouding, sê Jesus, lê in die verhouding tussen hom en sy Vader wat in die hemel is. Hulle is een. Hulle is onlosmaaklik deel van mekaar. En dit geld ook vir die verhouding tussen die wingerd en die lote. Oftewel Jesus en ons. Wanneer jy jou losmaak van hom, dan kan jy nie nuut word nie. Dan is jy op jou eie. En dan leef jy op 'n pad wat lei na die dood. In Efesiërs 4 word hierdie ou en nuwe mens baie mooi vir ons verduidelik. In die naam van die Here doen ek 'n beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Julle het tog van Christus gehoor. En omdat julle sy volgelinge is julle onderrig in die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos wat julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat aan die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. As julle kwaad word, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk en op 'n eerbare manier in sy eie lewensonderhoud voorsien. Vuil taal moet daar nie uit julle monde kom nie. Praat net wat goed en opbouend is. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos wat God julle in Jesus Christus vergewe het. Ek is seker, broers en susters, wanneer ons uit Efesiërs veral hoor hoe die ou mens en die nuwe mens lyk, dan stem ons saam dat elkeen van ons eerder nuwe mense wil wees. Ons wil die mense wees wat omgee, wat troos, wat in vrede met mekaar lewe. Ons wil die mense wees wat goedgesind is teenoor mekaar, barmhartigheid toon teenoor mekaar en gaan help waar daar nood is. Ons wil gehoorsaam aan Jesus leef
En ons wil die mense wees wat sy werk hier op aarde voortsit. Luister weer na Jesus se opdrag in Matteus 28. Gaan dan na al die nasies toe en maak mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Ek en jy word nuwe mense, deurdat ons die geleentheid wat God vir ons gee, om as 'n nuwe mens te gaan leef, aangryp. Dit gebeur nie van self nie, broers en susters. God gee vir ons die geleentheid. En ek moet daardie geleentheid vat en my eie maak, of ek moet dit los. En dis presies wat Jesus verduidelik in Johannes 15. Dat ons wat die lote is, reeds deur God reggesnoei is. Ons het die woorde gehoor. Ons weet wat ons moet doen. Ons glo wanneer ons die Bybel lees. Hy het ons reeds reggesnoei. Ons weet wat hy ons geleer het. Ons het geen verskoning om nie te gaan lewe soos wat hy van ons vra nie. Maar dit kan ons egter nie doen as hy nie deel van ons lewens is en ons besef dat ons totaal en al van hom afhanklik is nie. Op ons eie is ons soos daardie lood wat uitdroog en wat in die vuur gegooi word. Maar terwyl ons aan die wingerd vas is, kry ons die voeding van die wingerd af. Kry ons die groeikrag van die wingerd af, sodat ons weet wat om te gaan doen, sodat ons kan vrugte dra. Jesus gebruik die voorbeeld hier, dat ons na die beeld van God geskep is. Wanneer ek aan die wingerd vas is, dan gaan weerkaats ek daardie beeld van God in die wêreld in. Ek gaan wys iets van God se liefde, van sy genade, sy vergifnis, sy barmhartigheid. En ja, dit skiet ver te kort, want ek doen dit op my menslike manier en soms dan neem die eie ek maar oor ook. Maar as ons vas is aan die wingerd, gaan weerkaats ons God se beeld in hierdie wêreld in. En ons sal verstom wees om te besef hoe God ook deur my en jou wat aan hom vas is, van ons 'n instrument maak om iets vir ander te gaan beteken. Om die boodskap by ander mense tuis te bring en te sê, God het jou ook nuut gemaak. Jy kan ook gaan lewe as 'n nuwe mens. Ons kan dan met oortuiging iemand gaan troos en sê, die son sal môre weer skyn. Môre is 'n nuwe dag. Geliefdes, kom ons gaan leef vas aan Christus as nuwe mense. Nie omdat ons self iets gedoen het om dit te kan wees nie, maar omdat hy ons kom nuut maak het deur die dood en opstanding van sy seun Jesus Christus, en ons daardeur ook aan hom as die wingerd vasgemaak het. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat ons die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons net so bly sit, ons geloof so bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus,
die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Die Here het gesê, gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig in Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk nie, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur die groot krag en met magtige dade vervul bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel. Dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed met jou in die land wat die Here jou gee gaan. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie of enige iets wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte, staande en biddend, Gesang 273, strofe 1, 2, 3 en 4, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën.
Gaan nou in vrede en ontvang met biddende harte die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.